baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. In Filippense 4 vers 1 staan hierdie woorde en ek lees net die tweede deel van die sin. Daar staan: laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Hoe weet jy dat iemand knoffel geëet het? Hoe weet jy dat iemand die vorige dag knoffel geëet het? Is dit nodig dat 'n persoon vir jou kom sê ek het knoffel geëet? Is dit nodig dat dit 'n amptelike aankondiging moet wees? Nee, verseker nie. Al wat jy nodig het om te weet, is jy moet net in daai persoon se teenwoordigheid wees. Jy moet net naby daai persoon wees, want dan ruik jy dit, né? Ja, ons almal weet hoe dit voel. As jy dalk knoffel geëet het, dan is mense gewoonlik so, hulle staan so 'n bietjie verder van jou weg, of as jy in iemand se teenwoordigheid kom wat knoffel geëet het, dan staan jy 'n bietjie weg. Nou iets hiervan skryf Paulus, maar net natuurlik in 'n baie positiewe sin. Dis nie wegstaan nie, dis nader staan die geval. Maar Paulus sê, ons lewenswandel moet getuig dat ons kinders van God is. Met ons lewe moet ons getuig dat ons deur God geroep is. Nou dit het my baie herinner aan die bekende slagspreuk of gesegde wat ek dink ons goed ken, Sint Francis van Assisi wat gesê het, preach the gospel at all times. If necessary, use words. Preach the gospel at all times, if necessary, use words. Met ander woorde, jou lewenswandel moet van so aard wees, dat mense in jou lewenswandel kan sien, jy is 'n disipel van Jesus. Jy hoef dit nie te sê nie. Trouwens, ons lewenswandel moet baie keer vir ons die deur oopmaak van getuienis. Iemand wat vir jou vra, hoekom leef jy anders? Hoekom tree jy anders op? En dan kan ons sê, kan ek vir jou vertel hoekom. Maar julle, dit gaan oor baie meer as net oor jou dade. Dit gaan oor jou innerlike, jou totale innerlike. Al hoe ons dit reg kry om ons lewenswandel in ooreenstemming te maak met ons roeping, is om totaal en al onder die leiding van die Heilige Gees te wees. En ek wil hê ons moet twee goedheid vinnig vir mekaar sê. Aan die een kant beteken dit, ek moet my waardesisteme onder beheer van die Gees plaas. Wat bedoel ek daarmee? Jou waardesisteem is die sisteme wat jou dryfkrag is. Hoekom doen jy wat jy doen? Wat is die goedheid in die lewe wat vir jou dinge laat doen? Wat dryf jou? Dit is jou waardesisteme. As dit jouself is, dan gaan dit van nature selfsugtig wees. Dan gaan jy jou waardesisteme, dan gaan jy gedryf word deur wat is goed vir my. Oomblik as ek en jy onder beheer van die Gees is, dan vra ek, wat verheerlik God? Wat doen ek om God te verheerlik? Dan word ek gedryf deur God se rede vir my lewe. Dan word ek gedryf deur God se eer en God se wil. Die tweede ding is my norme. Dit wat ek doen, dit wat ek nie doen nie, word nie gedryf deur wat ek wil en wat ek nie wil nie. Word gedryf deur wat is vir God aanneemlik. Gedryf deur of gelei deur die Heilige Gees. Mag ek vir jou vra, weet almal rondom jou dat jy 'n kind van God is? Leef jy so? Onthou, jy hoef vir niemand te vertel as jy knoffel geëet het nie. Hulle weet dit sommer. Mag dit dieselfde wees wanneer jy in die wêreld leef as kind van God. Dat almal weet,
Jy volg Jesus. Baie groot dankie aan die Smith Auto Groep in Bloemfontein wat die Lewe met 'n Rede bediening help moontlik maak.